Vriende, goeiemôre. Baie welkom terug na die lekker vakansie. Dis 'n heerlike gesig om vanoggend hier voor julle te staan en die kerk is lekker vol. Ons het amper gedink ons moet stoele indra. Dis nou so 'n bietjie brek as ek dit so kan stel. Maar baie dankie dat julle vanoggend die moeite gedoen het om te kom, om hier te wees en veral ons kategese se begin ook vandag. Ons gaan die kinders bietjie registreer en kyk wie is hier en al die dinge, so dit sal als na die tyd gebeur. So ons kinders moet asseblief onthou om hulle bly almal graad 1 tot en met die graad 11s bly agter en dan gaan ons vir julle daar al die reëlingkies deurgee. Ek wil sommer in die begin vra dat die graad 1tjies se ouers ook of een van hulle ouers net agter ook bly met die help met die inskryf van hulle en dat ons net al hulle besonderhede kan kry. So as dit reg is met julle. Maar vriende, nogmaals regtig baie welkom vir oggend. Hier's heel wat besoekers ook vir oggend by ons. Hier's mense wat nie ingetrek het in die dorp, so welkom ook aan julle. Maar kom ons groet mekaar. Ons het mekaar nou lanklaas gesien. As daar 'n vreemdeling daar by jou is, stel jouself bekend. Groet hulle, sê hallo vir die ou daarso. Hallo Susan, welkom terug. Gou 'n paar afkondigings. Jy het dit op die nuusbrief gekry en dit agter my gesien op die skerm, maar net een belangrike ene en dit is dat ons vanoggend lekker waterlemoen eet na die tyd. Dit is 'n tradisie al by ons op eerste Sondag van die nuwe jaar. Dan eet ons lekker waterlemoen daar by die braaiplek. So na die tyd is daar lekker heerlike waterlemoen en sommer net 'n bietjie op te vang met mekaar en te gesels en as jy daar 'n vreemde gesig sien, stap nader, stel jou bekend, sê vir hom welkom, vir haar welkom. Dit is ons handelsmerk in die gemeente, dat ons omgee vir mekaar en dat ons uitreik na mekaar en graag mekaar beter wil leer ken. So, kom ons eet lekker waterlemoen. Ek dink dit is hier op, ja, die lekker waterlemoen na die tyd. Vriende, daar is ook almanakke nog beskikbaar, so indien u nog nie 'n almanak gekry het vir 2026 nie, die kerkkantoor gaan wel oop wees. Karen is daar, dan kan jy gerus vir een dag gaan neem, sodat jy ons kan weet hoe lyk die program vir die jaar wat voor lê en alles wat daarmee saamgaan. Gaat hy aan, okay, skus. Ons gaan nou by die verjaarsdag kom en net 'n laaste ding is ons aktiwiteite van die gemeente gaan nou stadig aan begin hierdie week. Ons Bybelstudie in ons Bybelskool, Dinsdag aand is ons Bybelskool en dan DV ons Bybelstudie, Woensdagoggend vir ons vrouens. Jy is baie welkom om daarbey in te skakel indien enige van hierdie Bybelstudies groepe wil bywoon. Die een is Dinsdag aand 6uur, hierso by die saal en dan ook dan is daar 'n vroue Bybelstudie Woensdagoggende 9uur. So ons sal daai aktiwiteite begin. En stadig maar seker is die jaar aan die gang en ek wil vir jou 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2026 toewens, maar ook toebid. En mag die Here hierdie jaar besonder by jou teenwoordig wees, jou help en lei en jou vul met wysheid. So baie sterkte vir almal. Vriende, ons het die gebruik hier by ons in die gemeente dat ons het nie 'n week van gebed nie, maar ons bid elke eerste Sondag of elke Vrydag, elke eerste Vrydag van die maand, maar ons het dit 'n bietjie verander van Februarie maand af DV. Gaan ons elke Sondagoggend 'n uur voor die erediens is daar 'n gebedsgeleentheid. So as die diens begin 9uur, dan is so 8uur het ons 'n gebedsgeleentheid wat ons saam gaan kom bid vir die gemeente, vir ons land, vir die wêreld, en dat ons net by mekaar kan wees en regtig die Here se leiding en wysheid soek in hierdie baie moeilike omstandighede wat die wêreld, nie net Suid-Afrika nie, die wêreld homself bevind op die oomblik. Maar die eerste Sondag soos hierdie Sondag is ook ons gebedssondag. En daarom, voordat ons nou gaan saam sing en eer bring aan die Here, wil ek vir jou uitnooi om stil te kan word en te kan bid. En daar waar jy sit, ek gaan tyd gee vir stil gebed. Kom ons bid vir ons land en vir sy mense. Dit is so 'n kontras. Aan die een kant daar in die noordooste by Mpumalanga verspoel die wêreld met 500+ millimeter reën.
Hier sit ons in 'n droogte, die Weskaap brand, oral hoor jy van brande. Mosselbaai is deur 'n erg brand nou ook 'n tyd terug. Ek wil vra dat ons regtig vir ons land en sy mense sal bid, maar ook vir die wêreld. Die wêreld is nie op 'n goeie plek nie. Daar is groot spanning in die wêreld en kom ons vra vir die Here se wysheid en insig en sy genade in hierdie tyd. So daarom gaan ek vir ons tyd gee, ruim tyd gee, om stil te raak en saam te bid. Here, vanmôre sit hier 'n biddende gemeente voor U aangesig. Ja, Here, ons gedagtes is daar waar daar nood is, oorstromings, brandslagoffers en sommer net mense wat moed opgegee het op die lewe. Mense wat sukkel om kop bo water te hou. Mense wat vra het oor die toekoms. Here, ons kom in vanoggend as gemeente, kom ons en buig ons hoofde en knik ons knieë. Here, ons kom buig laag voor U en ons kom vra dat U ons genadig sal wees in hierdie môre. Dat U ons nood en lyding sal raak sien en dat U sal besef, dat ons sal besef hoe groot en wyd en diep U liefde vir ons strek. Maar meer nog, Here, ons bid vir daardie gebiede wat deur die vloede geraak word, wat hierdie massa reën neergestort het, en ons bid vir die droogte, daai gedeeltes in ons land, hier in ons in die Klein Karoo en langs die kus af en in die Karoo, Here, wat droog is, waar die wêreld eintlik swart gebrand is deur die son. Here, ons kom vra vir uitkoms. Ons kom vra dat U ons sal raak sien in hierdie tyd. Here, maar dankie dat ons vanmôre ook as gemeente die voorreg het om 'n nuwe jaar saam met mekaar te kan begin. Dankie dat U teenwoordig is.
en dat U op hierdie besondere dag en hierdie oggend opnuut vir ons wil laat besef hoe groot U genade vir ons is. Here, mag ons dit opnuut beleef en ervaar in alles wat ons saam met mekaar doen. Dit bid ons in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die woorde genade en vrede vir julle. Mag julle vandag daardie vrede saam met ons beleef. Amen. Vriende, kom ons wy onsself toe aan die Here voordat ons die Bybels gaan oopmaak. Lied 159, God is hier teenwoordig. Here, gee ons vrede. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend regtig die voorreg het om weer voor U aangesig te verskyn. Dankie Here dat ons voor U kan kom vanmôre en 'n nuwe jaar saam kan begin. Ja Here, die jaar is al so 3 weke amper aan die gang, maar dankie dat ons ook vanoggend as gemeente opnuut ons toewyding teenoor U kan kom bely en kom sê dat ons glo in die Here, die skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus sy eniggebore seun, ons verlosser, en ons glo in die Heilige Gees, ons trooster. Ja Here, as ons vanoggend dit bely met ons harte, dan kom ons ook vanoggend en ons kom staan bakkant voor U Here. Ons kom vra dat U ons sal aanraak in hierdie môre. Dat wanneer ons hierdie woord lees, dat dit nie net verby sal gaan nie, dat dit net nog 'n teks sal wees wat ons lees nie, maar dat U deur die woorde in hierdie boek met elkeen van ons sal spreek. Here, dankie dat ons vanoggend opnuut kan weet dat U ons Here is. En dat U die opgestaande Christus is wat lewe. Dit bely ons. Here, seën hierdie woord aan ons harte, maak ons ontvanklik daarvoor. Dit bid ons in ons enigste naam, Jesus ons verlosser Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, u kan die Bybels oopmaak by daai 2 gedeeltes. Ons gaan so 'n paar versies uit Kolossense 1 lees en dan blaai ons om. Dan lees ons daar in Kolossense 2 nog 'n paar versies saam. Dis Paulus se brief aan die gemeente in Kolosse en dit is 'n brief wat hy geskryf het toe hy in die tronk was in Rome so 60 na Christus. En wat interessant is, die brief het baie ooreenkomste met dieselfde brief wat aan die Efesiërs geskryf is. Paulus het regtig lank in Efese gebly en gewerk en daar's baie ooreenkomste. As jy die 2 briewe teen mekaar so gaan vergelyk, gaan jy baie dieselfde ooreenkomste kry. Trouwens, die slot van al 2 briewe stem amper woordeliks ooreen. Maar kom ons lees daar vanaf vers 3 van hoofstuk 1, die volgende wat Paulus skryf. Hy skryf nou aan hierdie gemeente, hierdie groep gelowiges daar in Kolosse. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde
vir al die gelowiges. Wat 'n wonderlike manier om 'n brief te begin. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, dis die waarheid, evangelion, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle die God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. En dan spring ons nou hoofstuk 2 toe, vers 6. Ek wil die twee gedeeltes met ons so half saam lees. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van julle af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid, weer daai woord, met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Net tot sover, vriende, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte dan seën, as ons sommer so 'n bietjie met mekaar daaroor gaan gesels. Vriende, dis die begin van die jaar. Dis 'n nuwe jaar. Almal van ons het verhale oor 2025. Ons kan vir mekaar heeldag besig hou vir oggend om te vertel hoe het ons 2025 beleef. Dit was miskien vir jou 'n baie goeie jaar. Dit was 'n geseënde jaar vir jou, dat ek dit so kan stel. Of dit was 'n jaar vol uitdagings. Maar maak nie saak hoe die jaar geloop het nie, daai jaar is nou verby. Dit is verby, hy's agter ons is klaar met hom. Ons is al 3 weke in die nuwe jaar 2026. En nou kom die vraag by ons op, wat nou? Hoe nou? Leer ons uit dit wat gebeur het agter ons? Of is ons net dankbaar, ons is nou maar net weer in 'n nuwe jaar? Of is ons maar weer terug in die normale doen en late van dinge en ag, is 'n gesukkel, is 'n gestryd met alles. Maak nie saak hoe jou gevoel vanoggend is nie, of wat in jou gemoed leef nie. Die Here Jesus wil vanoggend met die woorde van Kolossense ons 'n bietjie kom nader hark, as ek dit so kan stel, en vir ons 'n bietjie laat dink oor hierdie lewe. Die gemeente in Kolosse ontstaan as gevolg van Christene in Efese wat soontoe gaan en die woord daar begin verkondig. Daar het nie 'n dominee of 'n predikant of 'n sendeling of iemand aangekom nie. Nee, dis lidmate, was gewone lidmate, gelowiges wat beweeg het en gaan vertel het nadat hulle die woord van die Here, die evangelion, die evangelie gehoor het by Paulus en sy medewerkers in Efese. En daar begin 'n geloofsgemeenskap. Daarom begin Paulus dan ook met die woorde: ek dank die Here vir julle geloof in Jesus Christus. My vraag vanoggend waarmee ek wil begin is: hoe lyk jou geloof aan die begin van 2026? Wat bely jy vanmôre as jy dink oor die Here? As jy dink oor Jesus, oor God en die Heilige Gees, wat bely jy? Is jy dankbaar dat jy God ken, dat jy weet wie hy is, dat daar 'n verhouding met hom is? Of sukkel jy 'n bietjie? Het jy vrae oor hoe alles werk, hoe alles in mekaar steek? Hoe verstaan ek God? Hoe moet ek na God kyk as dit met my swaar gaan? Of twyfel ek?
het die Here nie dalk al van my vergeet nie? So elkeen van ons het verskillende vrae. En elkeen van ons is op verskillende seisoene in ons lewe. Maar een ding bly 'n sekerheid. En dit is dat die Here Jesus Christus is en bly die Here. En dat hy jou ken. Ons uitdaging net vandag in die lewe wat ek en jy leef, is ons verslap in die toewyding om hom beter te leer ken. Want ons lewe in 'n kits samelewing. Goed, moet nie vandag of môre uitgesorteer wees nie. Dit moes al gister uitgesorteer wees, want ons het mos hierdie wonderlike dingetjie wat ons 'n selfoon noem, wat ons mee kommunikeer. En ons het toegang tot alles, vinnig, gou. En die effek daarvan is dat ons, met alle respek wil ek dit so stel, ook so oor God begin dink. Hy moet gou en hy moet vinnig dinge uitsorteer. Dis hoe dit werk nie. Die gemeente in Kolosse staan voor groot uitdagings. Een van die grootste uitdagings was die invloed van buite. Daar was mense wat allerlei teorieë en goed kom kwytraak het en vir hulle kom sê, nee, maar waarmee is julle nou besig? En Paulus help hulle deur vir hulle te sê, fokus op die evangelie, die evangelion, die waarheid. Wat is die waarheid? Dat Jesus Christus vir jou gesterf het en opgestaan het en dat hy lewe en dat jou sondes vergewe is. Maar ek het net verwys na 'n woordjie en ek wil daarby uitkom. Verbondenheid. Wat beteken hierdie groot woord in Afrikaans? Verbondenheid. Ek het nogal so 'n bietjie my Grieks gaan afstof die week en gaan krap daarin. En die woord verbondenheid is die Griekse woord peripatei. Wat beteken leef, tree op so. So as Paulus hier sê, julle moet in verbondenheid met Christus leef, dan kom sê hy eintlik vir ons moet leef soos wat Christus is. Ons moet met sy liefde en sy deernis en sy genade na die wêreld kyk. Haal so 'n bietjie jou wêreldse brilletjie af en sit God Jesus se bril op. Want dit is wat beteken om in verbondenheid te leef. Ons tree soos hy op. En dis waar die uitdaging lê. Ons sukkel daarmee. Ek sukkel daarmee. Vriende, ek wil vir jou nooi aan die begin van 2026. Kom ons gaan dink nuut oor ons verbondenheid aan Christus. Hoe tree ek en jy op? Hoe leef ons in hierdie wêreld? Ja, die uitdagings is baie. Maar ons hoef nie bang te wees vir die wêreld nie. Ons hoef nie bang te wees vir die tyd waarin ons leef nie. Want ons krag lê nie in onsself nie, dit lê in Jesus Christus. En dis wat Paulus hierso vir die gemeente dan ook skryf. Gaan net aan, doen dit waarin jy glo. En ek het nou baie gaan dink oor, hoe kan ek vir julle help in hierdie jaar wat voorlê? Want julle weet, aan die begin van die jaar, gee ek altyd ietsie vir julle om huis toe te neem, om jou te herinner aan die boodskap wat vir die jaar voorlê. En my orrelis was so oulik om vir my in die vakansie 'n houer botter te gee. Sy het seker gesien, die dominee kort 'n bietjie cholesterol in sy lewe. In elk geval, maar daar's 'n boodskap aan die botter en ek wil vanoggend daardie boodskap, ek ploeg nou so 'n bietjie met haar kalvers, maar ek wil daai boodskap gebruik om vir julle te gee op die pad vorentoe. En julle gaan elkeen as 'n gesin
so 'n houertjie botter ook kry vir oggend, om vir julle op hierdie pad te help in hierdie nuwe jaar. En nou kom ek by die tema, vandag smeer ons dit dik. Vriende, om in verbondenheid met Christus te leef, beteken dat daar 'n paar goedjies moet wees. En die eerste ding is, dit moet eg wees. Nou, as jy nou kyk na botter en margarien, sy amper sê ek ander kant van die smeermiddele, dan margarien lyk baie dieselfde as botter. Maar dit is nie. Botter het 'n ander smaak as jy dit begin eet. Interessante ding is, nê, en ek dink julle het dit geweet nie, botter kan jy by die huis maak. As jy room het, en jy het 'n klitser wat ordentlik kan werk, dan, en jy klits vir hom, dan skei dit, hulle noem dit karring, nê, dan, die ou mense het vroeër jare op die plase gehad, as ek die Engels gaan gebruik, 'n separator, is 'n masjien gehad, wat jy so gedraai het, en dan het jy hulle geskei, nê, dan het jy die melk, die vloeistof van die vaste stof geskei, en jy het vir jouself jou eie botter gemaak. So botter en margarien lyk baie dieselfde, maar dit is nie. Want botter kom van melk, en margarien kom van saadolies. Maar die interessante ding is, jy kan nie margarien by die huis maak nie. Dit word in 'n fabriek gemaak, want daar is 'n klomp prosesse wat by mekaar gesit moet word. En dit is waarby ek eers wil uitkom. As ons praat van in verbondenheid met Christus te leef, beteken dit dat ek en jy eg moet wees. Jy kan nie margarien op 'n brood smeer en dink jy gaan dieselfde effek kry as jy botter smeer nie. Dit werk nie so nie. Jy kan nie voorhou en sê, maar ek glo in die Here en ek ken die Here, maar op 'n manier val jou wiele af. Dit moet eg wees, jou optrede moet eg wees. Mense moet dit kan sien, mense voel dit aan, as jy 'n gesiggie opsit. Wees eg, wees opreg in dit wat jy sê en doen. Sê eerder vir iemand, weet jy, dit gaan nie goed vandag nie, in plaas van om te sê, ag, dit gaan goed. Want ons weet nie wat om te antwoord as iemand sê, dit gaan sleg nie. Dan praat ons sommer oor die weer. Vriende, as ek en jy in 'n verbondenheid met Christus leef, as ons hom ken, dan is ons optrede eg. As jy botter smeer, en jy vat in daai, ja, nou gaan ek julle honger maak, hy varsgebakte brood, soos ek vir die kinders gesê het, en jy smeer vir hom lekker dik van die botter, jou tandemerke moet daar binne in sit eintlik, nê. En jy eet dit. Mense, dis lekker. Dis heerlik. Dan vergeet jy van cholesterol en al die dinge, drink jy maar 'n ekstra pilletjie of iets. Maar die punt is, dis ryk, dis lekker. Hoe ryk is ek en jy se lewe as ons optree teenoor ander mense? Is dit vir mense aangenaam om in jou teenwoordigheid te wees? Kan hulle God se liefde, Jesus se teenwoordigheid aanvoel? En ek praat nie van om 'n vroom gesiggie op te sit nie. Het gaan oor om ryk te wees. Mense voel tevrede. Almal van ek en jy, almal van ons, ek en jy ingesluit, het 'n behoefte aan erkenning. Dit is net so. En dit kom terug na ons teks toe. Die gelowiges in Kolosse het iets daarvan verstaan in hulle optrede. Mense wou graag by hulle wees. Dit was ryk en dit was lekker. En die laaste ding rondom om dit dik te smeer met botter op 'n brood, dis vol. Jy proe dit. Jammer oor kleintjie wat gesê het, sy hou nie van so dikkie, maar jy proe dit. Jy moet dit kan proe. Dit help, jy gaan nou en dan net so dit hier en daar raak, dan kan jy net sowel dit gelos het. Jy moet dit proe.
ek en jy se lewe voor Christus en voor God word uitgedaag dat mense dit kan proe. So 2026 lê en wag vir jou. Gryp dit aan, omhels dit en gaan doen en gaan leef in verbondenheid per die party. Gaan leef in daardie verbondenheid met God. So julle kry, elke gesin gaan nou, die begroting was nou nie so groot dat ons nou vir almal 'n bottertjie kan gee vir oggend nie, maar elkeen gaan so 'n bottertjie kry. En iewers vandag, as jy 'n stuk brood vat en jy smeer, dan dink jy daaraan dat jy nou op hierdie wonderlike dag die Here jou geïnspireer het om voluit met eg en ryk en vol te gaan leef. Ek sluit af, vriende. Ons kan nie in die wêreld soos margarien lyk nie en die effek van botter wil hê nie. Dit werk nie. Amen. Kom ons word stil voor die Here. Here, baie dankie vir hierdie oggend, dat ons opnuut net weer kan besef, dat ons eg en ryk en vol moet wees. As ons sê ons lewe in verbondenheid met U, Here, dan moet dit in ons lewe gestalte kry. Help ons om vanjaar bottermense te wees, waar dit lekker dik smeer, dat mense dit kan sien en kan voel en kan ervaar. Maar Here, ons doen dit nie uit onsself nie, ons doen dit alles uit genade uit U hand uit. Help ons deur die Gees om dit te verwesenlik. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na die huise in sy vrede. Die Here seën julle in hierdie wonderlike dag. Mag die Here se genade en liefde oor julle wees en julle seën. Mag hy julle beskerm en julle gebede verhoor. En mag hy aan julle sy vrede, sy volle shalom gee, want hy wil hê julle moet in verbondenheid met hom leef. Amen.